Professor Koos Malan is 'n genoot by Sakeliga. Ons maak staat op hom vir insigte en vir wysheid oor van die moeilike vrae waarmee ons te doen kry by Sakeliga oor wat is ons rol? Hoe moet ons taak uitvoer? Maar dit is meer as net insigte vir Sakeliga, want Professor Malan is iemand wat bemoeienis maak met die vraag na reg en geregtigheid en die konstitusionele aspekte van 'n samelewing. Hoe lyk 'n floreerende samelewing? Hy's 'n konstitusionele jurist met 'n lang akademiese loopbaan en ook in die toepassing van die reg en die howe. Professor Malan, vandag wil ek jou vra, en miskien saam met die luisteraars, want dit is van toepassing om te sê, sowel op Sakeliga en ons missie as elke sakelui, elke sakepersoon se uitvoering van sy taak, sy uitvoering van sy aktiwiteite, hoe pas ons in? En wat is ons verhouding met die wêreld om ons, die gemeenskappe om ons, die lande om ons, die ordes om ons? Is ons net slagoffers daarvan, of is ons medeskeppers daar? Dit kan 'n bietjie van 'n teoretiese gesprek word, maar dit is 'n gesprek waarby ons by Sakeliga telkens waarde vind deur dit met Professor Malan te voer, en ek hoop dat ons hierdie gesprek verder kan voer en dat dit ook vir u van waarde is in die vraag na die verband tussen u besigheid en die besighede en die gemeenskap en die samelewing om elke besigheid. Professor Malan, 'n konstitusionele orde, dis 'n term waarmee jy al lank bemoeienis maak. Wat is 'n konstitusionele orde? En daarna gaan ek vra, wat is die rol van besigheid in 'n konstitusionele orde? Ja, Piet, baie dankie. Dit is inderdaad baie goed om hierdie onderwerpe aan te durf. Synde juist nie net 'n teoretiese aangeleentheid nie, maar as iets van praktiese belang vir ons almal met inbegrip van sakeondernemers. Wanneer ons van 'n konstitusionele orde praat, dink ek moet ek eers dit volgende sê. Dit mag lyk asof ons te doen het met iets wat net vir regsgeleerdes van belang is. En wanneer jy praat van konstitusie, dan mag dit ook die indruk skep asof dit iets is waarin die staat eintlik alleen sentraal staan. Dit is verkeerd. 'n Konstitusionele orde en konstitusionalisme is iets wat baie breed is, baie omvattend is en tegelykertyd baie pertinent ook te doen het met die plek en die rol van almal binne 'n bepaalde samelewing, met spesifieke inbegrip dan ook van sakeondernemers en met spesifieke inbegrip van besigheid. Dit is hoekom dit vir besigheid, vir sakelei inderdaad ook van belang is om die kwessie met betrekking tot die konstitusionele orde behoorlik in die gesig te staar. Dit is reeds 'n variasie daarop die gewone manier hoe omgegaan word met die term konstitusie of samelewing of orde. Want as ek reg verstaan hier, sê Professor Malan, Koos Malan vir ons vandag, state is deel van 'n konstitusionele orde. Hulle is nie die konstitusionele orde self nie. So dit is wat is die implikasies daarvan? Verstaan ek dit reg? Dit is in die kol, inderdaad so. Mens kan benadering hê tot die konstitusie en konstitusionalisme deur te sê, maar luister, dit is 'n staatlike aangeleentheid, en om dan te praat van staatlike konstitusionalisme. Maar die oomblik wanneer jy praat van staatlike konstitusionalisme, moet jy weet, jy is reeds besig om jouself in te werp in 'n baie beperkende diskurs in, waarin die publiek in die breë en waarin sakelei, die sakesektor, eintlik in 'n beduidende mate maar net toeskouers is, maar net aan die ontvangkant is van wat gebeur binne staatsorgane en hoe staatsorgane aan die hand van 'n staatlike beskouing van wat 'n konstitusie is, eintlik die gang van sake vir ons almal bepaal. Ons is maar net in die ontvangkant. Dit sou verkeerd wees om dit so te beskou. 'n Konstitusionele orde het te doen met die totaliteit van 'n samelewing. As mens derhalwe die woord konstitusie en konstitusionalisme moet aanpas, weg van staatlike konstitusionalisme af, na 'n behoorlike beskrywende begrip daarvan, dan sou jy kan sê, maar mens behoort 'n konstitusie te sien en konstitusionalisme te sien as omvattend. Dis eintlik 'n gemeenskaps- of 'n samelewingskonstitusionalisme. Wat my betref, het jy alleenlik 'n behoorlike greep op die idee van die konstitusie en konstitusionalisme, wanneer jy dit juis so sien
dat die totale samelewing met baie spesifieke inbegrip van die sakesektor, besigheid, individuele saakondernemings, as ook sakeorganisasies wat dan alles daarbey ingesluit word en wat 'n integrale deel is van 'n konstitusionele orde en 'n integrale aktiewe rol speel om 'n konstitusionele orde na behore te laat funksioneer. So 'n konstitusionele orde het te doen met die harmonie tussen die verskillende geledinge van die samelewing en 'n mens sou die fout kon maak om te sê maar state definieer dit, maar eintlik was daar al ordes gewees voordat state tot stand gekom het in die moderne tyd soos ons dit ken. So dit is eintlik vanselfsprekend dat 'n staat kan ook nie maak soos hy kan ook nie breek en maak soos hy wil nie, want ons kan sê dit gee ongeregtig of geregtig op. So iets, dit dui al reeds daarop aan dat daar een of ander dieper voorwaarde is waaraan ons 'n staat sou kon meet of hy reg laat geskied aan sy rol. Ja. Maar dan so 'n gelukkige samelewing met verskillende entiteite wat tot sy geluk moet bydra, 'n konstitusionele orde, en die staat is een van hulle, maar dis dan nou hier waar ons kan sê maar besighede het ook 'n bepaalde rol en sekere ander. Absoluut. En trouwens nie 'n rol nie, maar 'n kardinale rol, want dit is deur ondernemerskap wat mense tot hulle wat mense in staat gestel word om tot hulle eie voordeel op te tree. Dit is vanweë, ek moet eintlik sê, danksy ondernemerskap, danksy besigheid, dat daar geproduseer word, dat daar goedere en dienste is, dat mense hulle behoeftes en hulle belange kan bevredig, deur dit veral wat besigheid lewer. Dit is aan die hand daarvan dat mense onder andere hulle talente tot volvoering kan bring en tot vervulling kan bring. Dis eintlik alles as gevolg van die ekonomiese bedrywighede, dat die vervulling van mense se identiteit, die vervulling van dit wat hulle is moontlik gemaak kan word. Die staat en staatsorgane speel in hierdie verband eintlik maar 'n baie geringe rol. As jou opvatting is dat die staat is 'n totaliteit, dat die staat moet wetgewing maak, dat die staat moet uitvoerende gesag wees, maar dat die staat moet tegelykertyd eienaar wees, die staat moet tegelykertyd die verantwoordelikheid aanvaar eintlik vir alles. Hy moet 'n ondernemer wees, hy moet 'n ekonomie bestuur, hy moet eienaar wees, hy moet onderwyser wees, hy moet predikant wees, en daar is sodanige beskouings. Dit is die totaliteit van die staat, 'n totalitêre beskouing van die staat. Dit sou radikaal verkeerd wees. Dit is alleenlik wanneer jy 'n behoorlike beskouing van burgerskap het, wat ook nie net 'n kwessie is van 'n burgerskap van 'n staat nie, maar in werklikheid 'n burger van 'n totaliteit van 'n konstitusionele orde. Jy het die punt gemaak nou 2 minute gelede dat 'n staat kan wanfunksioneel optree. Staatsorgane, 'n wetgewer en 'n uitvoerende gesag, die polisie ensovoorts kan wanfunksioneel wees. Hy kan verkeerd optree. Hy kan versuim om geregtigheid te laat geskied. Nou, aan die hand waarvan gaan jy beoordeel of die staat versuim om geregtigheid te laat geskied? Aan die hand waarvan gaan jy beoordeel of die staat nie daarin slaag om veiligheid te bewerkstellig nie? Wel, jy gaan dit beoordeel aan die hand van 'n diepere reg wat daar eintlik bestaan. En daai diepere reg is eintlik die idee van konstitusionalisme. Die eerste ding waaroor konstitusionalisme gaan, is die strewe na geregtigheid. Die oomblik wanneer jy in 'n samelewing is, dan behoort ons almal se strewe te wees om geregtigheid te laat geskied. Individue, saakondernemings, onderwysinstellings is almal dele daarvan om geregtigheid te laat geskied. En om geregtigheid te laat geskied is in die eerste plek om te probeer bydra daartoe dat mense gelukkig kan wees. Dat mense kan wees wat hulle inderdaad is, dat daar selfvervulling kan wees. Die staat het in daardie konstitusionele orde, met die oog daarop om geregtigheid en geluk te bewerkstellig, eintlik maar net 'n betreklike geringe rol. Die groter rol is by die samelewing in den brede, en dit is uiters belangrik om nie as dit ware die strewe na geregtigheid en die strewe na geluk, wat die uiteindelike oogmerk is,
om dit dood-eenvoudig te delegeer aan staatsorgane nie. Veral om dit nie te delegeer aan staatsorgane te midde van die besef wat behoort voor te spruit uit ons ervaring met die geskiedenis, dat state juis baie dikwels nie net misluk in die strewe, in hulle rol na die strewe vir geregtigheid nie, maar dat hulle baie pertinent in die pad daarvan staan, dat state as dit ware baie dikwels die groot outeur is, as 'n struikelblok in die weg na die strewe na geregtigheid, die weg na die strewe na geluk. 'n paar minute tevore het jy verwys na die rol wat sakelei kan speel, ondernemers kan speel binne so 'n strewe na geluk en na geregtigheid, na die handhawing van die konstitusionele orde, waar die staat 'n goeie of 'n slegte rol kan speel. Jy sou kon sê sakelei kan 'n goeie of 'n slegte rol speel. Die een wat jy uitgesonder het nou was die verskaffing van middele, die produksie van die ekonomie. Dis by uitstek miskien die manier om die rol van sakelei te beskryf. Produseer die middele waarmee die ander goeie aspekte van die konstitusionele orde en die individuele geluk nagestreef kan word. Maak dit beskikbaar, dat jy nie in armoede en tekort leef nie. So dis een aspek van die rol. Maar wat jy nou later gesê het, laat my vra oor 'n tweede aspek van die rol, naamlik wanneer daar iets is, en dis miskien iets wat nie net op sakelei betrekking is nie, maar op eintlik alle deelnemers aan die orde, maar kom ons vra of dit ook in die geval van sakelei geld, is daar dan 'n rol om wanneer elemente van die orde se geluk en geregtigheid ondermyn, en nou begin dit dalk 'n bietjie so Suid-Afrika klink, is daar dan meer 'n ander rol op die ander deelnemers in die orde, meer in die geval van sakelei, byvoorbeeld as net die verskaffing van middele, is daar ook 'n reg of 'n moontlikheid of dalk selfs 'n verpligting om self af te vra oor sy rol ten opsigte van die herstel van 'n balans, herstel van harmonie, die inperking of die ondersteuning van ander dele van die orde, inperking die wat skadelik is, versterking die wat gunstig is. Is dit 'n goeie tweede rol om te identifiseer? Ja, Piet, inderdaad so. Ek dink ons moet een stap teruggee ten einde daai vraag wat jy vra behoorlik aan te spreek. In die normale geval, in die normale loop van sake, sal ons onderskei tussen bepaalde rolle. Een rol wat vervul behoort te word deur staatsorgane. En dit is om veiligheid en sekuriteit te bewerkstellig, om dit om die waarheid te sê te waarborg. Dit is hoekom daarvan ons verwag word om belasting te betaal. Dat daar 'n behoorlike polisiemag of polisiediens dan in plek moet wees, wat sorg dat wanneer ook al daar 'n inbreuk is op die strafreg, wanneer ook al daar 'n risiko is van moord en aanranding en verkrachting en roof en diefstal ensovoorts, daar 'n beskermende phalanx is as dit ware, wat gebied word deur die staat deur middel van die polisiediens om ons veiligheid te verseker. Dit is die eerste plig van die staat, van staatsorgane. En dan kan jy sê, nee, maar goed, tegelykertyd moet die staat natuurlik ook sorg vir beskerming teen buitelandse bedreigings, en dit is in daai omstandighede wat iets soos 'n weermag in die spel kom, en dit is in daai omstandighede wat iets soos agentskappe om te sorg dat die land nie toegestreem word deur onwettige immigrante nie, dat dit in die spel kom. Dis die sentrale doel van die staat. Veiligheid, sekuriteit, dis die sentrale doel. Al die ander goed is ware bykomend. Dinge soos die stimulering van ekonomiese groei, dis die staat moet alles probeer doen om dit nie te verhoed nie, maar dis allermins in die eerste plek 'n staatsfunksie. Dinge soos die verskaffing van onderwys is iets wat eintlik staan in die verlengde van die familielewe, van die gesinslewe. Die enigste rol wat die staat streng gesproke en gegee ons agtergrond en ons huidige ervaring in Suid-Afrika, mag ons dalk nie so dink nie, maar die staat se rol met betrekking tot onderwys is regtig sekondêr, indien nie tersiêr nie. In die eerste plek is dit 'n kwessie van die ouers, die familie, die samelewing in die breë,
kerke ensovoorts, hulle behoort in die eerste plek in te staan vir onderwys. En die staat mag dalk 'n bepaalde rol te speel hê, wat weer terugverwys na sy eerste rol, naamlik om veiligheid en sekuriteit te verskaf. Wanneer mens kom by besigheid, dan is besigheid klaarblyklik nie in die eerste plek daar om veiligheid en sekuriteit te verskaf. Om die waarheid te sê, besigheid word bedryf in die aanname dat daar 'n veilige samelewing is. Besigheid word bedryf in die aanname dat daar infrastruktuur is, dat die basiese dinge wat in plek moet wees om 'n ekonomie te laat funksioneer. Meer korrek gestel, dat die basiese dinge wat in plek moet wees om te sorg dat mense kan werk, dat daar ondernemerskap kan wees, dat hulle kan voldoen aan hulle behoeftes, dat daar gemeenskapslewe kan wees. Daai soort van dinge sorg die gemeenskap self. Die staat moet net sorg dat daar nie inmenging is ten einde daardie geluk en daardie geregtigheid wat as gevolg daarvan meegebring word, dat dit gekortwek word nie. Maar wanneer, met ander woorde, ek dink is baie belangrik om die volgende te sê, wanneer jy te werk met besigheid, dan is die begrip ondernemer en die begrip ondernemerskap, enterprise, dit staan in die sentrum daarvan. Mense wat graag in besigheid wil wees, moet in die posisie geplaas word om presies dit te wees, om ondernemers te wees. Maar om 'n ondernemer te wees en 'n sakeonderneming te bedryf, beteken nie in die eerste plek dat jy gewapen moet wees ten einde vir jou eie veiligheid en mense wat saam met jou 'n besigheid is en vir jou kliënte en vir jou klante se veiligheid te sorg nie. Nee, dit is deel van die infrastruktuur wat die staat behoort te verskaf. Dieselfde geld met betrekking tot harde infrastruktuur soos wat ons almal ken, onnodig om in besonderhede daarop uit te wy. Maar dit is goed soos paaie, spoorlyne, logistieke middele, elektrisiteit en so aan. Maar nou goed, dit is die fundamentele goed wat in staat moet wees ten einde saakondernemers in staat te stel om sake te doen en om wins te maak. En laat ek net 'n oomblik daarby stil staan. Daar's absoluut geen fout daarin om wins te maak nie. Want die maak van wins impliseer dat daar in die algemeen tot voordeel van 'n totale samelewing opgetree word. Dat daar indiensneming kan wees. Nie ondernemerskap met die oogmerk daarop, met die oogmerk om in die eerste plek mense in diens te neem nie, maar dis wat outomaties gaan gebeur. En dan is daar surplus beskikbaar ten einde te sorg vir dinge soos onderwys, om maar een voorbeeld te noem. So die punt is, wanneer jy 'n funksionerende ekonomie het, wat jy het op grond daarvan dat daar doeltreffende sakeondernemerskap is, dan lei dit daartoe dat mense kan voldoen in die algemeen, dat die publiek in die algemeen, vanweë die materiële middele wat beskikbaar raak, deur werk, deur ondernemerskap ensovoorts, kan voldoen aan hulle eie belange, dat mense inderdaad hulle geluk doeltreffend kan nastreef en dat jy op die wyse geregtigheid kan skep vir almal, dat almal as dit ware in staat gestel kan word om te doen, om dit so te stel waarvoor hulle nie wie gelê is. Nou, maar wanneer jy te doen kry met 'n wanfunksionerende staat wat versuim om te sorg vir die dinge waarmee ons gewoonlik 'n staat vereenselwig, soos veiligheid en sekuriteit, soos basiese orde en soos basiese logistieke middele, paaie, spoorlyne, Basiese gedeelde infrastruktuur. Wat gebeur dan? Beteken dit dan dat besigheid moet doeteenvoudig sê, nee, maar ons onttrek nou, ons het nou niks meer hier te doen nie, waarvan die implikasie is dat eintlik die totale samelewing verval? Is dit dan besigheids rol om te sê, maar laat Gods water oor Gods akker loop? Nee. Ek dink die basiese begrip van ondernemerskap, wat aktiwiteit en selfs die begrip aktivisme impliseer, die sê vir jou iets van wat besigheidsrol en verpligting en verantwoordelikheid in daardie omstandighede is. As die instellings met wie ons bepaalde verantwoordelikhede vereenselwig, soos die staat, versuim om infrastruktuur te verskaf, die gedeelde goed te verskaf en veiligheid en sekuriteit te verskaf, dan, soos enige verantwoordelike mens, beteken dit dan daai verpligting
begin in dit op individue berus, op gemeenskappe berus, en dit val in die finale instansie ook op saakondernemings en groepe van saakondernemings wat georganiseer is in saakorganisasies ensovoort, om presies dit te doen. Trouwens, dan is daar die bykomende rol en bykomende verantwoordelikheid vir saakondernemings. En ek dink dit is 'n situasie waarin ons trouwens in Suid-Afrika is. Suid-Afrika is definitief die enigste plek waar daai verantwoordelikheid toenemend op saakondernemings berus nie en op saakorganisasies rus nie. Maar Suid-Afrika is 'n samelewing met 'n staat waar die staat inderdaad nie daarin slaag, vir watter rede ook al, baie keer moedwillig en doodeenvoudig, miskien nie moedwillig nie, maar doodeenvoudig vanweë onbekwaamheid, nie daardie verantwoordelikheid te nakom nie. En dan gaan daai verantwoordelikheid doodeenvoudig oor op besigheid, op saakondernemers. Soos wat dit op enigiemand anders van ook oorgaan, maar in die geval van sakelei is daar dikwels 'n kapitaalkragtigheid, iets wat impliseer dat daar 'n potensiaal is om 'n verskil te maak aan die herstel van die orde. En 'n mens kan seker aanvoer dat waar jy as deel van 'n gemeenskap, deel van 'n orde, in staat is om by te dra tot die herstel van die orde, benewens jou ander rol, in die geval van besigheid, die verskaf van middele. Maar as daai verskaf van middele, die wins wat jy gemaak het, as dit jou in staat gestel het om meer suksesvol ook tot die herstel van die orde op 'n ander terrein by te dra, dan kan 'n mens seker argumenteer dat daar 'n bepaalde burgerlike of morele of gemeenskaplik gebaseerde verpligting op jou is. Ek sal selfs een stap verder sê dat in daardie omstandighede rus daar 'n konstitusionele verpligting. 'n Konstitusionele verpligting wat gaan in watter rigting en met die oog waarop. Dit is om die geluk van die totaliteit van die gemeenskap, alle individue en subgemeenskappe daarin te help bevorder, om die inbreukmaking daarvan te verdedig, en om as sodanig dan tot die algemene geluk van 'n samelewing by te dra. Dit is dan gegeewe die saamtrek van vermoë, intellektuele vermoë, kapitaalkragtigheid, organisatoriese vermoë, wat daar klaarblyklik in Suid-Afrika is. Dis nie 'n bespiegeling nie. Ons weet hoe die staat se vermoë ten aansien hiervan getaan het, en hoe dat dit eintlik ook deur die regering, die baie dikwels van funksionerende regering erken word, wat die een na die ander spesiale strukture tot stand bring waarin die staat en die privaat sektor moet saamwerk, ten einde dit wat eintlik tradisioneel gesproke aan die hand van tradisionele opvattings op die staat berus, met die privaat sektor te deel. Nou die punt is, die opvatting ten aansien hiervan is wat my betref eintlik nog verkeerd. In die lig van die feit dat laat ek eers dit sê, die aanname is maar basiese verantwoordelikhede van veiligheid, sekuriteit en infrastruktuur is die van die staat en is altyd die staat se. Nou hoekom moet dit altyd die staat se wees? Dis iets waarvoor die staat en enige ander instelling, ook in die burgerlike samelewing en in die private ekonomie, jy moet kwalifiseer daarvoor. Beskik jy oor die vermoë om daai verpligtinge na te kom, en as jy veral oor 'n lang tydperk aantoon, bewys dat jy nie oor daardie vermoë beskik nie, en dit is wat die Suid-Afrikaanse staat oor 'n tydperk van ten minste die afgelope 15, 16, 18 jaar gedoen het, wanneer jy 'n bewese rekord het dat jy nie aan daardie basiese verpligtinge wat met die staat vereenselwig word nie, dan het dit verskuif, en dan het dit wat my betref blywend verskuif na die private sektor en na besigheid. Op hierdie stadium is ons in 'n situasie waar 'n besigheid alreeds in 'n beduidende mate daardie verpligtinge oorgeneem het. Die belangrike ding is dan net om dit op so 'n wyse oor te neem, dat jy, en ons sal nou oor remme en teenwigte praat, dat jy nie self een of ander Leviathan word, dat besigheid nie self buitensporig sterk word nie, dat besigheid nie 'n totaal dominante en onuitdaagbare krag in die samelewing word nie. Maar besigheid in Suid-Afrika het dit nie gedoen nie. Besigheid in Suid-Afrika, en ek dink dit word baie dikwels nie na behore ingesien nie,
besigheid in Suid-Afrika het oor die afgelope sedert die huidige grondwetlike orde in werking getree het, in 'n toenemende mate op 'n uiters kundige en vaardige en toenemend kundige en vaardige wyse en tegelykertyd verantwoordelike wyse opgetree. Ek meen op hierdie stadium het besigheid in 'n beduidende mate verantwoordelikheid oorgeneem wat hy nog met die staat deel, maar waarvan hy 'n groter wordende element vervul, het hy daai funksies oorgeneem met betrekking tot infrastruktuur. Dieselfde met betrekking tot veiligheid en sekuriteit. Ons het enorme veiligheidsstrukture in Suid-Afrika wat berus in die privaat sektor, waaroor die ANC regering, spesifiek die ANC gedeelte van die regering, al herhaalde kere getoon het, gedemonstreer het dat hulle ongemaklik is daarmee. Daar is pogings om buitensporige remme te plaas, perke te plaas op vuurwapenbesit ensovoorts. Asof die private sektor, asof besigheid die staat of die samelewing bedreig. Nee, vir soverre as wat daar 'n bedreiging is van veiligheid in Suid-Afrika, 'n bedreiging is van veiligheid vir gemeenskappe in Suid-Afrika, is dit vanweë georganiseerde misdaad, en dit is vanweë die feit dat die staat self en die polisie regstreeks hulle plig met betrekking tot veiligheid en sekuriteit versuim en eintlik 'n bedreiging vir veiligheid geword het. Ons het gister weer gesien hoe dan getuig word voor die ad hoc komitee in die nasionale vergadering oor die situasie in die polisie. Hoe dat daar selfs in die hoogste echelons van die polisie, onder die valke ensovoorts, totale wanfunksionering is. Daar word beslag gelê op dwelms en dan raak die dwelms dood eenvoudig weg en daar's geen aanduiding van op watter wyse dit weggeraak het nie. Daar is senior polisieoffisiere wat regtig baie diep betrekking het met mense wat vooraanstaande persone is in 'n georganiseerde misdaad. So, wie is in Suid-Afrika 'n gevaar vir veiligheid en sekuriteit? Wie is in Suid-Afrika 'n gevaar as hulle beskik oor te veel vuurwapens? Die staat en georganiseerde misdaad. Allerminst die privaat sektor. Dit is aanduidend van, en dis my punt ten aansien hiervan. Wanneer jy 'n wanfunksionerende, 'n mislukkende staat het met betrekking tot daai fundamentele funksie van veiligheid en sekuriteit, dan gaan dit oor op die privaat sektor. Wat dit op 'n verantwoordelike wyse moet uitoefen. Die privaat sektor moenie weer self uit die aard van die saak betrokke raak by georganiseerde misdaad. Wat gebeur het in Suid-Afrika, en ek dink ons is nie genoegsaam bewus daarvan nie, is dat die privaat sektor het die funksies, ek noem dit nie staatsfunksies nie, ek sê funksies wat normaalweg met die staat vereenselwig word, maar daai funksies het die privaat sektor in beduidende mate oorgeneem, maar baie belangrik, hy het dit op 'n uiters verantwoordelike wyse oorgeneem, sonder dat hy daartoe oorgegaan het om buitensporig op te tree. Inteendeel, die privaat besigheid in Suid-Afrika, saakondernemings, is 'n ordestigtende en tegelykertyd 'n veiligheidsstigtende en veiligheidshandhawende faktor in die Suid-Afrikaanse konstitusionele orde. En vir soverre as wat ons in Suid-Afrika nog 'n konstitusionele orde het, wat ek net myself net onderbreek vir 'n oomblik, dit beteken nie 'n grondwet het, 'n konstitusionele orde het, is dit 'n konstitusionele orde wat in beduidende mate gewaarborg word deur die privaat sektor, deur privaat saakondernemings. En ek dink ook vir privaat saakondernemings, vir georganiseerde besigheid, is dit baie belangrik, baie belangrik om dit in te sien. Want sodra dit ingesien word, sal dit beteken dat privaat besigheid eintlik meer selfgeldend raak. En ek dink dis noodsaaklik teenoor onderdrukkende ideologie wat baie dikwels ten minste van die ANC gedeelte van die veelparty regering bedryf word. En ek dink dis baie belangrik. As jy al soveel fundamentele funksies oorgeneem het en jy al eintlik in 'n beduidende mate die sentrale rol speel, dis nou besigheid,
ter handhawing van die konstitusionele orde, dan behoort jy dienooreenkomstig ook 'n bietjie meer selfgeldend op te tree, in plaas daarvan om baie dikwels op te tree asof jy aan die ontvangkant is, asof jy die prooi is van die owerheid. Ja, sakelei by uitstek is mense wat oor die toekoms 'n verwagting moet skep, en dan moet hulle nou besluite neem wat verskriklik implikasies kan hê, want as hulle misluk en daardie toekoms realiseer nie, want hulle rig hulle produksieketings nou, hulle verkope, hulle bemarking, alles rig hulle op 'n toekomstige realisering in. So, en vir elkeen van daai foute neem hulle verantwoordelikheid, hulle gaan bankrot en dis meer of as suksesvol is maak hulle wins. So, sakelei is mense wat gewoond is daaraan om onder toestande van onsekerheid beslissend te kan optree vir ooreenkomstig die oogmerk. Nou, hier is net 'n belangrike punt, professor Malan, jy het nou net daarna verwys dat 'n sakelei 'n konstitusionele plig het onder omstandighede van, kom ons noem dit ordeverval, in hierdie geval veroorsaak deur staatsverval en skadelike staatsinmenging, om in te gryp deur 'n vorm van magsbalans te herstel. Maar dit is belangrik, daai konstitusionele plig, dit verskyn nêrens in artikel so van die grondwet van Suid-Afrika nie. Dit is 'n diepe reg wat gegeld het voordat daar state was, of wat sal geld nadat staatsvorme al verander het. Dit geld in koninkryke, dit geld onder ryke. Dis konstant. Dis jy voer aan dat daar in elke gesonde samelewing waarin daar geregtigheid is en 'n strewe na geluk, dat sakelei, wanneer dit noodsaaklik is, die konstitusionele plig sal opneem sonder dat hulle voorgeskryf word, omdat hulle dit besef uit aard van hulle rol in die samelewing, om 'n vorm van balans te herstel. Nou, een van die besware, een van die klagtes wat dikwels sakelei ten laste gelê word, is dat hulle ongelykheid bevorder. Omdat hulle 'n sogenaamde, ons praat van 'n krisis van ongelykheid, nie ons nie. Hier in Suid-Afrika sal staatsamptenare, presidente, politici sal dikwels sê daar's krisis, een van hulle is ongelykheid. En asof almal gelyk gemaak moet word, gelyke uitkomste, of as almal op 'n gelyke plek moet bespring, so almal moet van die begin af gelyk gemaak word, dan kan hulle maar later verander. Maar iewers in die proses wil die standaard ideologie van sogenaamde wysheid vandag is maak alles gelyk. Maar is hier nie 'n konflik tussen die idee van so algemene gelykheid en dat sakelei juis vanweë die ongelykheid wat hulle verwerf, dat dit hulle gelukkig in staat stel om in te gryp op ander maniere wanneer daar 'n krisis is. Verbeel ons dan net sakelei, daar was nie sakelei wat baie welvarend was nie. Hoe sou ons sommige van hierdie ingrepe wat ons nou hoop kon gebeur, kon finansier, en waar sou die gesag vandaan kom? Piet, jy roer gelyktydig 'n klomp verwante aangeleenthede aan, die een so belangrik soos die ander een. Eerstens met betrekking tot die gelykheid. Dit is verskriklik belangrik om die wanopvatting van gelykheid as inherent 'n probleem, om dit die nek in te slaan. Dit was 'n tipiese verskynsel van primitiewe gemeenskappe, waarin daar nie 'n behoorlike verdeling van funksies is nie, waarin almal maar nagenoeg dieselfde doen vanweë die primitiviteit. Primitiewe gemeenskappe, ek praat nie eens van premoderne nie, ek praat van primitiewe gemeenskappe, is gekenmerk deur gelykheid. Na mate 'n gemeenskap, 'n samelewing meer gevorderd raak, het jy baie meer funksies. In 'n moderne samelewing het jy 'n eie tydse samelewing, byvoorbeeld ook in Suid-Afrika en alle ander plekke, het jy 'n verskeidenheid van talente, 'n verskeidenheid van funksies wat vervul moet word, 'n enorme verskeidenheid van professies, van ambagte, van ondernemerskap, van besighede, en dit word net al hoe meer. Dit word gekenmerk deur spesialisasie tot in die fynste besonderhede. Daardie spesialisasie impliseer nie gelykheid nie, dit impliseer die teenoorgestelde van gelykheid. Die gelykheidsgedagte, die gelykheidsdoktrine of dogma, is eintlik iets, as mens ook gaan kyk na die politieke filosofie wat gelykheid onderskryf,
dan sal jy dikwels sien dat dit verwys na een of ander wonderlike utopiese oertoestand waarin daar gelykheid sou bestaan het en waarin dit inderdaad in 'n baie groter mate bestaan het as vandag, en dat daai oertoestand asof dit 'n inherent gelukkige toestand was, eintlik weer herstel moet word. Die groot marxistiese revolusie wat nou 'n klomp mutasies ondergaan het in moderne linksgesinde denke en strewes, oog eintlik is alles eintlik daarop gemik om met die verskeidenheid weg te doen en uiteindelik weer een of ander van die een of ander aard 'n toestand van utopiese gelykheid te herstel. Dis radikaal strydig met die verskynsel en die eienskappe van 'n gevorderde samelewing, soos een waarby ons almal baat vind. Goed. In teenstelling met die kwessie van, laat ek nie eers dit sê, wanneer jy al die verskeidenheid het met betrekking tot beroepe, professies, besigheid ensovoorts, dan beteken dit dat jy radikale ongelykheid het. Dan beteken dit dat jy radikale verskille het. En dan beteken dit ook dat daar 'n uiteenlopende vergoeding in watter vorm ook al, of dit nou wins is, en of dit nou lone is, of dit nou salarisse is, of dit nou kommissie is, of wat ook al sal wees, vir uiteenlopende beroepe, professies, ambagte, saakondernemings ensovoorts. Dit kan in bepaalde omstandighede buitensporig raak. Dit is so. Maar die antwoord daarop is nie om een eenduidige ideologie te sê, nou moet daar gelykheid wees en dan in die algemeen gelykheid te probeer bewerkstellig nie. Dan hanteer jy die spesifieke omstandighede van buitensporigheid. Jy hanteer dit. Nie anders nie. Jy werk met die spesifieke feite van die saak. Dit is ook soos 'n mens in 'n gevorderde samelewing behoort te dink. Jy werk met, wat is die relevante getuienis? Wat is die relevante getuienis ten einde 'n spesifieke of 'n bepaalde probleem te identifiseer en reg te stel? Nie een of ander donderslag doktrine aan die hand waarvan jy die totaliteit van 'n gemeenskap wil verander en gelykheid wil bewerkstellig. Nou goed, dis in hierdie konteks wat ons die kwessie van gelykheid ter sprake moet bring teenoor buitensporige armoede, teenoor buitensporige behoeftigheid. Behoeftigheid. Mense wat in ernstige nood verkeer, is ons almal se saak. En dit is en ons kan veel doen ten aansien daarvan, ten einde buitensporige armoede aan te spreek, sodat mense ten minste in 'n posisie geplaas kan word om basiese opvoeding te kry en om basiese opleiding te kry en om in een of ander vorm van professie of ambag op te gaan. Dit is ons saak. Nie om gelykheid te bewerkstellig nie. Dat ek sopas gesê het dat buitensporige behoeftigheid moet aandag kry. Dit is pas in spesifiek by wat ek net nou gesê het. Dit is om 'n spesifieke situasie aan te spreek. Dis nie om 'n eenduidige abstrakte ideologie te omhels en te probeer bevorder nie. Ja, ons het begin met die vraag oor wat is 'n konstitusionele orde. Ons het dit bespreek en ons het geïdentifiseer dat dit te doen het met die nastrewing van geregtigheid en geluk vir al die dele van daardie orde, die individue sowel as die groepe en die gemeenskappe wat deel is van daardie orde. En ons het sopas verwys na gelykheid en die absolute nastrewing van gelykheid wat eintlik dit in gevaar sou stel, want dit sou die basis ondermyn waarmee daar 'n interne balans in die orde gehandhaaf kan word. En sowel sou mense kon sê die nastrewing van iets soos die verligting van besondere armoede is iets wat heeltemal versoenbaar is met die nastrewing van geregtigheid en geluk. Maar die nastrewing van gelykheid is nie versoenbaar met die idee van geregtigheid en geluk nie. Dit kan meer of minder gelykheid kan versoenbaar wees na alle kante toe, maar dit is nie 'n inherente voorwaarde nie. Ek verwelkom dit dat jy die punt maak. Dit is verskriklik belangrik om dit te beklemtoon. In moderne denke wat baie linksgesind beïnvloed is, het jy die
het jy die ongegronde vereenselwiging van gelykheid met geregtigheid. Gelykheid is geregtigheid. Ongelykheid is ongeregtigheid. Dit is heeltemal verkeerd. Die aangewese ding is die volgende, naamlik om mense te beoordeel en te behandel, meer korrek gestel, dat mense in 'n posisie sal wees, dat hulle sal verdien wat hulle toekom. 'n Hopelik hardwerkende professor by 'n universiteit is eintlik, of skoon hy of sy hardwerkend mag wees, is in 'n posisie waar hy geen risiko's loop. Die soort van verskoning risiko's wat gepaard gaan met die van 'n saakondernemer nie. In die lig van die feit dat sodanige risiko's nie gedra word nie, is sodanige professor heeltemal geregtig op 'n behoorlike besoldiging ten einde hom of haar in staat te stel om sy of haar werk na behoore te kan doen, wat hom of haar ook geluk verskaf, naamlik om by navorsing en opvoeding en opleiding betrokke te wees, wat ander mense, skoliere, studente en so aan tot voordeel is, wat eventueel tot die voordeel strek van die hele gemeenskap. Maar werklik waar, die professor is nie geregtig op dieselfde besoldiging as 'n hoë risiko belegger wat 'n groot gedeelte van sy of haar bates op risiko plaas in 'n belegging. Nie een van die twee is geregtig op wins of verlies nie. Dit gaan gepaard met jou prestasie en Presies. vermoë van die samelewing om jou te kan vergoed vir dit. Help ook nou nie jy wil 'n professor wees, maar die mense om jou is te arm om jou te vergoed nie, dan moet jy nou maar eers help om die gebou te bou. Dis dit hang alles af van konkrete omstandighede. Dit is absoluut so. Nou, dit onderstreep onder die punt, mens kan natuurlik 'n legio ander voorbeelde doen, presies om daai punt te maak. Naamlik dat wanneer ons sê dat konstitusionele orde is primêr ingestel op die verwesenliking van geluk, dat dit geregtigheid is, dan beteken dit dat daar sal noodwendig beduidende verskille wees en beduidende ongelykheid wees, maar dit beteken nie dat ons by geluk en by geregtigheid bystuur nie, inteendeel. Nou, ons het gepraat oor konstitusionele orde, die rol van sakelei besigheid daarbinne, wat inhou sowel die verskaffing van middele aan die res van die samelewing, waar hulle opbrengs as hulle suksesvol is wins is, en as hulle nie suksesvol is nie verlies. Ons het gesê dat daar in hulle, net soos op elkeen ander, 'n besondere plig is, wat verband hou met die situasie wat hulle het, waarin hulle is, en in die sakelei se geval is daar 'n konstitusionele plig om wanneer 'n orde nie die kenmerke van geregtigheid en geluk het nie, tot die mate waartoe hulle vermoë het, waartoe hulle 'n ongelyke vermoë selfs het, 'n buitengewone vermoë, dat hulle daardie buitengewone vermoë aanwend om 'n vorm van balans te herstel. Want help nie ons maak wins op pad ondertoe nie, ons wil wins op pad boontoe maak, sodat die plek waar binne ons 'n nageslag iets nalaat, en dit 'n plek is wat gekenmerk word aan geregtigheid en geluk. So ons wil, kom ons sê, so ons wil wins maak op pad boontoe, nie op pad ondertoe nie. Dis waar ons nou trek. Ons het gepraat oor gelykheid en uitgewys dat dit nie 'n probleem is nie. Dit is nie 'n inherente vereiste vir geregtigheid of geluk nie. Trouwens, 'n aandrang op gelykheid sou 'n onreg wees en sou ongeluk meewerk, omdat dit deel van die konstitusionele balans sal verwyder, want dan is almal gelyk voor die staat en niemand het die vermoë om op te staan en saam te werk en balans te herstel nie. Ek wil hier na die einde van ons gesprek jou kans gee om enige aanvullings te doen tot wat ons sover gedoen het. Nou wil ek vra oor die vooruitsigte met betrekking tot Suid-Afrika, met betrekking tot 'n orde wat gekenmerk word. Daar is 'n bepaalde gesag, daar is iets soos die staat, daar is iets soos grens aan Suid-Afrika, en hierdie organisasie, die staat, hierdie wat so 'n belangrike rol in die orde speel, wat nie die orde self is, maar wat so 'n fundamentele rol gespeel het, maar wat besig is om dinge verkeerd te doen. Hoe lyk ons vooruitsigte om vanuit sakelei se kant 'n invloed te hê op die herstel van orde via die staat of naas die staat? Ja. Piet, ek antwoord graag hierop. Ek wil net
vlugtig by iets stilstaan, wat ons dink ek dalk nog nie genoegsaam hanteer het nie. Wanneer jy praat van 'n konstitusionele orde, fundamenteel die nastrewing van geluk vir almal as die voorvereiste vir geregtigheid. Maar in 'n samelewing met inbegrip van waarvan die staat 'n gedeelte is, het jy mag, jy het gesag, jy het invloed en jy het eiendom. Dis alles forme van mag breed gedefinieer. Dit is altyd 'n deurlopende risiko van enige konstitusionele orde dat daar in een of twee van daardie sentra van mag en gesag te veel vermoë sentreer. Dit is waarom konstitusionele ordes sedert mense jeugenis, by die Grieke, by die Romeine, oral in tradisionele Afrika gemeenskappe altyd gewerk het met die gedagte van verdeling van mag, gesag, invloed, eiendom ensovoorts en remme en teenwigte, ten einde te verseker dat nie een te sterk is nie. Want gegeewe ons menslike natuur, as een te sterk is en hy word nie aan bande gelê nie, is die risiko altyd al te groot dat hy of sy of hulle die instelling sy mag misbruik tot die nadeel van ander. En dit is hoekom dit verskriklik belangrik is en dat daar inderdaad remme en teenwigte moet wees. Maar nou wat ook in Suid-Afrika gebeur het, is dat die kwessie van remme en teenwigte, wat miskien in Engels meer bekend is as checks and balances, het eintlik so 'n bietjie van 'n reukie gekry. Daar's baie mense wat baie sinies is daaroor. Dit is miskien verstaanbaar, maar dis nie korrek nie. Want remme en teenwigte is uiters belangrik vir 'n konstitusionele orde. In Suid-Afrika sien ons hoe dat die remme en teenwigte wat binne die staatsstruktuur, die wetgewende uitvoerende gesag, die polisie ensovoorts, die howe, ons sien hoe dat dit in beduidende mate wanfunksioneer. Maar dis remme en teenwigte binne die staatsstruktuur. Dis nie remme en teenwigte Juis die orde nie, van die orde nie, juis, dis baie beperk. Ek wil net sê wat die wanfunksionering van die orde betref, van die staatlike gedeelte van die orde. Wanneer jy wanfunksionering kry, is die gedagte van remme en teenwigte, jy moet dit identifiseer waar iets verkeerd loop, daarna moet dit reggestel word. Wat in Suid-Afrika gebeur, is dat ons deurlopend identifisering van moeilikheid het. Deur aanmeldkultuur. Ons meld dit aan. Ons meld dit aan en dan het ons die Ramaphosaanse ingryp van 'n kommissie van ondersoek, het sy dit 'n kommissie genoem word of iets anders. En dan word baie spektakulêr die probleme aangemeld en dan bly dit daarby. So dit is een voorbeeld van 'n ingrypende wanfunksionering van remme en teenwigte. Nou, die punt wat jy nou net gemaak het. Wanneer ons praat van, soos wat ons reg van die begin af gedoen het en wat ons deurlopend moet beklemtoon, van 'n konstitusionele orde as 'n samelewingsorde, as 'n samelewingsbegrip, dan sê jy nee. Maar ook die publiek en meer bepaald die georganiseerde publiek, want individue is swak, maar georganiseerde instellings is sterk. Ook die georganiseerde publiek met baie spesifieke inbegrip van die sakesektor, die verskeidenheid van die sakesektor, wat georganiseerd is en wat sterk is en wat beskik oor 'n klomp vermoë, is 'n fundamenteel belangrike stel van instellings, ook vir die doen nie net van infrastruktuur, dit natuurlik ook toenemend sien ons het dit bespreek, ook met betrekking tot veiligheid en sekuriteit nie, ons het dit bespreek, maar ook as 'n instelling wat remme en teenwigte moet bewerkstellig, die staat se wanfunksionering nie net aan die lig moet bring nie, maar in die plek daarvan moet tree en nuwe instellings skep en nuwe funksies instellings is klaar daar en nuwe funksies moet skep, nuwe funksies moet begin vervul, nuwe verantwoordelikhede moet begin vervul in die plek van die wanfunksionerende staat. Dit is wanneer die sakesektor daai verantwoordelikheid opneem, dan tree hy op in ooreenstemming met sy fundamentele optrede, in ooreenstemming met sy konstitusionele verantwoordelikheid, met sy konstitusionele verpligting
tot die voordeel waarvan? Wel, vermyding van magsmisbruik, die uitoefening van noodsaaklike funksies tot die voordeel van almal, in omstandighede waar die staat in daai opsig misluk het. So herstel, dit is, ek verskoon die selfverwysing, verwys gereeld na selfkorrigerende vermoë. 'n Konstitusionele orde moet 'n selfkorrigerende vermoë hê. In Suid-Afrika het ons geskiedenis van 'n hele klompie jare al, waar daai selfkorrigerende vermoë vir die orde in die geheel verskaf word deur besigheid. Nou, net die laaste punt met betrekking hiertoe is dit. Ons is in omstandighede waar ons veral vanweë 'n marxistiese denkwyse wat in die afgelope tyd aan die hand van sogenaamde identity politics 'n bepaalde boek gekry het jy 'n benadering tot die samelewing waar volgens gesê word, geargumenteer word, maar daar's eintlik inherente soos die marxiste dit stel, kontradiksies in die samelewing en jy is uitgelewer aan 'n voortdurende stryd. Gevolglik is jy ook in 'n situasie, mense aan die linkerkant, voortdurend geweldig ongelukkig, want hierdie stryd wil net nie eindig nie. Dis 'n fundamentele verkeerde opvatting van hoe 'n samelewing daaruit sien. Besigheid is en arbeid en die sogenaamde proletariaat, wat 'n begrip is, arme mense, is nie in konfrontasie met besigheid nie. Hulle is nie in 'n deurlopende stryd met die oog daarop dat die een die ander eintlik in die finale instansie wil vernietig nie. En kyk maar, die ANC gedeelte van die regering sal bidvoetjies soek, baie keer 'n bietjie by saakondernemings, maar eintlik is hy fundamenteel vyhandig. Daar mag individue wees wat nie daai sienswyse het nie, maar hy is fundamenteel vyhandig teenoor besigheid. Die antwoord daarop is om te sê, ook vir 'n organisasie soos Sakeliga of 'n besigheid in die algemeen, is jy's in bondgenootskappe, jy's in 'n vennootskap. Ons mag 'n verskeidenheid van hoedanighede wees. Ons mag werkers wees, besoldigde amptenare wees, ondernemers wees, professioneel lei, ambagslei ensovoorts. Ons mag 'n verskeidenheid van kulturele en godsdienstige identiteite hê. Ons mag Afrikaners wees of Zulus wees of Engelse wees of wat die geval ook al mag wees. Maar dit beteken nie dat verskeidenheid van identiteite en ons is gelyktydig, soos ons almal weet, is jy deel van 'n verskeidenheid van identiteite, né? Jy's 'n werker, jy is Christen, jy's 'n moslim, jy's 'n Afrikaner of jy's 'n Zulu, ensovoorts, jy's 'n inwoner van Pretoria en so aan. Maar dit beteken nie, daai verskille beteken nie jy's in 'n inherente stryd, mededinging en stryd nie. Dis nie soos ou Hobbes gesê het, 'n oorlog van almal teen almal nie. Dis nie 'n bellum omnia contra omnes nie. Nee, daardie verskeidenheid stel jou juis in staat vanweë die verskillende talente, identiteite en vermoëns waaroor mense beskik om mekaar aan te vul en saam te werk. En dit is 'n fundamentele eienskap en voorwaarde vir die goeie funksionering van 'n konstitusionele orde. Professor Koos Malan, ek het nou met aandag na jou geluister en ons het heel wat vrae uit my kant gekom en baie van die opmerkings was natuurlik gerig oor die rol van sakelei. Maar uit Sakeliga se oogpunt luister ek met 'n fyn oor, want ons is 'n organisasie van sakelei en mense sou kon aanvoer dat die sakelei wat Sakeliga ondersteun juis dit in die aangryp van daai groter konstitusionele plig doen deur so kragte saam te snoer en 'n herstel van die konstitusionele orde, 'n verbetering daarvan na te streef. En baie dankie vir jou die raamwerk wat jy vir ons gee, waar binne ons 'n interne locus van kontrole, soos wat ons dit uitoefen wanneer ons as sakelei optree, dat ons met dieselfde beslisheid ook 'n ruimte kan sien om tot die orde by te dra, sonder om te gaan soek vir iewers in die grondwet wat sê ons mag. Want daardie plig was van altyd al af daar, en hy sal altyd daar moet ons wees, dit sal altyd ons taak wees om 'n orde te verbeter. Die huidige orde, dit gaan nie goed nie,
en die meganismes wat moet vernuwe volgens sy eie definisies werk nie. So hier sal in die volgende paar jaar, as dit goed moet gaan hier ter plaatse, sal dit moet gepaard gaan met die aangryp deur sakelei van na die dieper konstitusionele plig. Baie dankie vir jou insette en ek hoop dit was vir u waardevol soos wat dit vir ons by Sakeliga is om professor Malan hieroor te raadpleeg. Dankie Piet, is my genoegdoening.